almal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag doen ons uiteindelik die saamgestelde hoeke se voorbeelde. So in die vorige video het ons eintlik na die proewe gekyk en basies die bewys van hierdie identiteite gekyk, maar hierso gaan ons net die identiteite gebruik om voorbeelde te doen. In die vorige video het ek genoem dat jy hierdie dalk kan memoriseer. Dit hang totaal en al van die huidige syllabus af, maar op die huidige moment in 2023 en 2024 sal hierdie in jou inligtingsblad in 'n eksamen wees, so dit is eintlik net meer belangrik om te oefen met hierdie sodat jy kan agterkom wanneer jy dit moet gebruik, maar jy hoef nie hierdie identiteite te onthou nie. Kom ons kyk na die voorbeelde. Daar is 3 voorbeelde in hierdie video. Ek sou sê die tweede en derde een is die moeiliker voorbeelde. Deel eers een is 'n bietjie van 'n opwarmingsvoorbeeld. Deel eers een sê bewys dat sin van 75 grade gelyk is aan die vierkantswortel van 2 vermenigvuldig met die vierkantswortel van 3 plus 1 alles oor 4 sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So hierdie sonder die gebruik van 'n sakrekenaar gee onmiddellik vir my 'n wenk dat ek my spesiale hoeke moet gebruik. So omdat dit daar is, gaan ek vir myself gou dit gaan teken. So ek weet daar's hierdie een. En dan weet ek daar's die ander een met die 60 en 30 grade en hy is die moeiliker een om te onthou. So daar's die 60 grade, daar's die 30 grade hierso. Jy moet onthou dit is 3, 1, 2. So is 1, 2, 3 antikloksgewys. Okay. En dit is daai 2 spesiale driehoeke met al die spesiale hoeke of die belangrike spesiale hoeke. Nou die tweede ding wat ek weet is as ek hierdie spesiale hoeke wil inbring, dus hierdie 30, 'n 60 of 'n 45, moet ek kyk of ek hierdie sin van 75 kan opbreek in spesiale hoeke. 75 grade is gelyk aan 30 grade plus 45 grade. So ek kan hierdie in 2 spesiale hoeke gaan opbreek. Hierso is die 30 grade een en hier is die 45 grade een. So ek weet dit is moontlik en dan sal ek dit maklik sonder die gebruik van 'n sakrekenaar kan doen. So dis presies wat ek hier gaan doen. En ons probeer 'n dubbelhoek inbring sodat ons makliker dan hierdie spesiale hoeke kan gebruik. So dis hoekom ons ook hierdie sin gaan probeer uitbrei of die hoek van die sin probeer uitbrei sodat ons hierdie spesiale hoeke met 'n kos en 'n sin kan eintlik gebruik. Want die manier hoe dit nou is dit net 'n moeilike hoek. So dit sou nie maklik wees om dit sonder 'n sakrekenaar te doen nie. So dan gaan ons sê sin van 75 grade is gelyk aan sin van 45 grade plus 30 grade. Nou gebruik ons die idee van hierdie saamgestelde hoeke. So ons soek vir hierdie ene, sin van alfa plus beta is gelyk aan sin van alfa cos van beta plus sin van beta cos van alfa. So ons gaan daai idee gebruik. En so ons vat hierdie een en ons gebruik dit hier. So ons gaan sê alfa is gelyk aan 45 grade en beta is gelyk aan 30 grade. Jy hoef nie hierdie stappie in jou eksamens of toetse te doen nie. Dit is net vir jou om te sien waar dit hier in pas in die formule in. Okay? So dit word sin van 45 grade, cos van 30 grade, plus sin van 30 grade vermenigvuldig met cos van 45 grade. Okay, so dit is as ek sê alfa is 45, dan waar ook al ek hier 'n alfa gesien het, kom daar 45 grade en waar ook al daar 'n beta is dit hierdie 30 grade en dis wat ons hier gedoen het. Nou kan ek net hierdie spesiale driehoeke gebruik wat ek hier het om hierdie waardes uit te werk sonder 'n sakrekenaar. So as ek kyk na sin van 45 grade, so maak nie saak wat ek kies nie. Sin van 45 is die teenoorstaande sy oor die skynsy. So dit is 1 oor die vierkantswortel van 2. Vermenigvuldig met cos van 30. Cos van 30 is aangrensende sy oor skynsy, so dis die vierkantswortel van 3 oor 2. Plus sin van 30, so dan sit die oorstaande sy oor die skynsy, so 'n half, vermenigvuldig met cos van 45, en dit is ook 1 oor vierkantswortel van 2. Nou is dit net gewone breekwiskunde, so die word die vierkantswortel van 3 oor die vierkantswortel van 2 vermenigvuldig met 2, plus 1 oor 2 vermenigvuldig met die vierkantswortel van 2, so dit bedoel, hierdie word 1 plus die vierkantswortel van 3 oor 2 vermenigvuldig met die vierkantswortel van 2, en ons kan hier sien dat hulle die vierkantswortel van 2 eintlik hierbo wil hê. So dit bedoel ek moet met 'n vierkantswortel van 2 bo en onder vermenigvuldig. En as ek dit doen, dan kry ek die vierkantswortel van 2 vermenigvuldig met 1 plus die vierkantswortel van 3 oor 2 vermenigvuldig met die vierkantswortel van 2 vermenigvuldig met die vierkantswortel van 2 en dit word dan
2 vermenigvuldig met 1 plus die vierkantswortel van 3, alles oor 2 maal 2 en 2 maal 2 word 4. So hierdie stukkie word basies 2. En as jy nie weet hoekom nie, asseblief kyk die video's oor vierkantswortels of eksponente, want 2 soos die is dieselfde as 2 soos hierdie. En as jy 2 soos hierdie het, dan as jy hulle nou vermenigvuldig, so hierdie een vermenigvuldig met daai een, dan plus die eksponente, so dan bly met 2 tot die mag 1 oor. So, dis wat daar gebeur het. Maar as jy regtig 'n goeie verduideliking wil hê, asseblief gaan kyk na ander video's. Maar as jy ook net in die algemeen op hoogte wil bly van hierdie kanaal en wat hier aangaan, asseblief onthou om daai klokkie te druk sodat jy kan sien wanneer nuwe video's uitkom en wanneer daar ook shorts en al daai goedjies gebeur, sodat jy net ten minste kan weet wanneer die nuwe video's vir julle meer belangrik is sal uitkom. Okay, die tweede voorbeeld sê, vereenvoudig die volgende sonder om 'n sakrekenaar te gebruik. Nou sien ons, hierdie lyk baie soos 'n uitgebreide identiteit. So as ons hier kyk, lyk dit of al twee van hierdie, die noemer en die teller, uitgebreide identiteit is van wat. So ek sien daar's 'n sin vermenigvuldig met 'n cos, so ons kyk nou net na die teller. So daar's 'n sin vermenigvuldig met 'n cos met 'n plus in die middel. So daar is hierdie een, wat lyk of hy uitgebrei is. En dan, as ek weer afgaan vir die noemer, is dit cos minus sin van sin. So dan lyk dit soos hierdie een, wat ons ook na kyk. So hierdie is die twee waarop daai som lyk. So dit bedoel, ek gaan nou kyk, wat is my alfa hoek en wat is my beta hoek? Wel, vir hierdie een lyk dit of alfa dalk hierdie phi kan wees en die beta is dan gelyk aan 45 minus phi. En vir hieronder lyk dit of dit my alfa ook weer phi is en my beta is dan 60 minus phi. Jammer, ek het daar bietjie verkeerd geskryf. So, nou gaan ek sê, wel, kom ons doen die noemer eerste. So dit word sin alfa plus beta. So as ek dit doen, word dit sin van phi plus 45 grade minus phi. Oor, onder is dit die cos minus sin van sin, so dit is hierdie een. So dit word cos alfa plus beta. As ons van regs na links lees, so dit word dan phi plus 60 grade minus phi. Nou gaan ek net kyk na die hoeke en of ek dit kan verder vereenvoudig, en dit lyk vir my of ek hierdie een met hierdie een kan uitkanselleer, want is phi plus 45 minus phi en phi plus 60 minus phi. So hierdie een en hierdie een kan weer uitkanselleer. So dit bedoel ek bly met sin van 45 grade oor met cos van 60 grade. Okay, ek hoop ek het julle nou nie verloor nie, maar ek het nou van regs na links gelees. In plaas van gewoonlik sien jy dit in hierdie vorm en dan gaan jy van links na regs en jy brei uit, maar hulle het vir ons die uitgebreide vorm gegee, so ek het van regs na links gegaan. So ek het net vir die patroon gaan soek en die moeilikste deel hier is om op te let dat hierdie nie uitgebrei hoef te word nie, maar dat jy die stap kan laat plaasvind. So jy hoef nie altyd te dink dat hierdie hoeke net een waarde hoef te wees vir jou om hierdie reëls toe te pas nie. Okay? Jy kan, soos ek hier gedoen het, na daai gekyk het en vir myself gesê het, okay, maar ek kan mos die hele beta hierdie uitdrukking maak. En dis waar daai deel vandaan gekom het. So as jy 'n bietjie die mekaar is oor hoekom mens dit kan doen, gaan kyk ook dalk die vorige video waar dit 'n bietjie meer van 'n verduideliking is van waar die reëls of identiteite vandaan kom. Maar dit is eintlik al wat hier gebeur het. Ek het gesê hierdie hele hoek kan beta wees op sy eie en hierdie hoek gaan die alfa wees. En wanneer ek sê alfa en beta, bedoel ek net hoe dit lyk in hierdie identiteit. So jy hoef weer eens nie hierdie stap in 'n toets of eksamen te doen nie, dis net vir julle om te verstaan waar ek die substitusie laat plaasvind in hierdie somme. Okay, hopelik verstaan julle wat ek bedoel. As ek nie sin maak nie, asseblief sê my in die kommente, dan kan ons hierdie oordoen. Maar nou het ons ten minste weer hierdie spesiale driehoek. So ons weet dat sin van 45 1 oor die vierkantswortel van 2 is en cos van 60 is 'n half. So, dit bedoel, ons kry 1 oor die vierkantswortel van 2, vermenigvuldig met 2 oor 1, en dan kry ek 2 oor die vierkantswortel van 2, maar dit is gewoonlik nie mooi om dit soos dit te los nie, so ek gaan dit net met 'n vierkantswortel van 2 oor 2 vermenigvuldig, wat bedoel ek kry die vierkantswortel van 2 vermenigvuldig met 2 oor 2, en dan kry ek die vierkantswortel van 2 as my finale antwoord. En hoekom het ek hierdie een omgeflip? Want ons het van 'n deel, hierdie
is 'n deel en ons het 'n maal gemaak of 'n vermenigvuldig, so dit bedoel die half moet omflip sodat hierdie nog steeds wiskundig korrek is. Jy kon hierdie stap regtig op jou sakrekenaar ook gedoen het as ek jou daar verloor het en jy behoort by hierdie antwoord uit te kom. So hierdie is net gewone wiskunde. Die moeilikste deel wat ek genoem het is hierdie stap waar jy moet agterkom dat jy hierdie hele term as een term kon vat of as die beta kon vat en dat jy nie hierdie eintlik hoef uit te brei nie. So dit is waar so jy moet besef dat hierdie nie nodig was nie. Jy hoef nie daai te gedoen het vir hierdie stapie nie. Jy moet net besef dat jy in plaas daarvan kon jy hierdie gedoen het en basies by hierdie punt uitgekom het. So daai was die moeilikste stap van hierdie som. Okay, die heel laaste voorbeeld sê bewys dat sin A plus B minus sin A minus B gelyk is aan 2 cos A sin B. So vir A gaan ek hierdie uitbrei, so ek gaan sê sin A plus B minus sin van A minus B is gelyk aan wat? So ek gaan dit uitbrei volgens hierdie twee identiteite. So hierdie word sin van A cos van B plus sin van B cos van A. Hierdie is hierdie een uitgebrei volgens die identiteit en nou word hierdie tweede een hier uitgebrei. So die word sin van A cos van B minus sin van B cos van A. En dan gaan ek nou net hierdie negatief in vermenigvuldig, so dit word sin van A cos van B plus sin van B cos van A minus sin van A cos van B plus, want dit is 'n minus vermenigvuldig met 'n minus, sin van B cos van A. En nou soek ons gelyksoortige terme, so hier is 'n sin van A cos van B, hierso is hulle, en hier is 'n sin van B cos van A en ek sien 2 van hom. Hierdie twee kanselleer mekaar uit en dan bly ek oor met 2 sin van B cos van A en dit is gelyk aan wat hulle gevra het. So ons het dit reg gedoen. Al wat anders is dat hulle goed omgeruil is, maar dit maak nie saak nie want ons vermenigvuldig, so die orde van daai 2 maak nie saak nie. Nou vir B sê hulle, vervolgens bewys of bereken die waarde van cos 75 sin 15 grade sonder die gebruik van 'n sakrekenaar. So eintlik wat hulle soek net ietsie sonder hierdie 2, want sin van A en cos van B kan met hierdie vergelyk word, waar die A dan net die 75 is en die sin die 15 grade is, maar ons het nou hierdie 2. So ons moet sê, ons het nou net bewys dat sin A plus B minus sin A minus B gelyk is aan 2 van cos A sin B. Daarom is die halfte van hierdie hele storie sin van A plus B minus sin van A minus B gelyk aan cos van A sin van B. So ek net die regterkant gaan deel met 'n 2 om dit in hierdie vorm te kry. So ons soek hierdie vorm, en dis wat hulle wil hê ons moet gaan evalueer sonder die gebruik van 'n sakrekenaar en ek moet dan hierdie regterkant of wat ook al in daai vorm kry. So daar's nie 'n 2 hierso nie. So dit bedoel ek moet met 'n 2 aan die regterkant deel. So dit bedoel die linkerkant moet ook met 'n 2 deel en dan kry ons hierdie uitdrukking. So ons kan nou sê daarom A is dan gelyk aan 75 grade en B is gelyk aan 15 grade. So ons sê basies laat A gelyk wees aan 75 grade en B gelyk wees aan 15 grade. En dan gaan ons dit in hierdie gaan substitueer. So dan word dit cos van 75 grade sin van 15 grade is gelyk aan die halfte van sin van 75 grade plus 15 grade minus sin van 75 grade minus 15 grade. So waar ook al ek hierdie A sien, substitueer ek dit hierin. En waar ook al ek hierdie B sien, substitueer ek dit hierin. En nou is dit eenvoudige wiskunde en spesiale hoeke. So kom ons gaan doen die. Hou die half eerste buite, ons sal heel laaste daai toepas. Sin van 75 plus 15 word sin van 90 grade. En sin van 75 grade minus 15 word sin van 60 grade. En wat is sin van 'n 90 grade? So as ek hierdie gou gaan trek,
is sin van 90 grade gelyk aan 1. So die word dan 'n half van 1 minus sin van 60 grade en ons gebruik daai spesiale driehoek om uit te werk wat sin van 60 grade is en dit is die vierkantswortel van 3 oor 2. So hierdie word basies die halfte van 2 minus die vierkantswortel van 3 alles oor 2. En as ons die half in vermenigvuldig word dit 2 minus die vierkantswortel van 3 alles oor 4. En dit is jou finale antwoord. Okay, so as jy bietjie die mekaar geraak het oor hierdie stap, kyk asseblief die inleidingsvideo hoekom ek sê hierdie belangrik is of selfs die hersieningsvideo sal jou help. Dan hierdie is net die spesiale driehoek, kyk weer eens die inleidingsvideo as jy hier 'n bietjie onseker is. En hierdie was net wiskunde. So die moeilikste deel was om in die geval hierdie te doen, want jy moes hierso kop hou van al die uitbreidings en dan moes jy net kon aflei dat jy hierdie in terme van daai kon skryf. So daai was die enigste ander moeilike deel en jy moes probeer om hierdie vorm hier te kry en dan kon jy die res van hierdie som maklik opgelos het. So hierdie is nou die einde van hierdie video. Ek hoop dit het julle gehelp. Asseblief laat my weet as daar iets is wat julle deurmekaar gemaak het en asseblief like en subscribe en deel hierdie video's as dit julle help. Ek sal dit baie waardeer want dit help ons net om die kanaal te groei en meer mense te help. Sien julle in die volgende video. Bye.